Here, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, as 'n geloofsfamilie, 'n groep mense wat na hierdie gebou toe gekom het om die lof te besing, om mekaar te help, mekaar by te staan, om die woord te hoor. Here, elkeen van ons is vanoggend hier omdat U ons wou gehad. Here, die wat hier is, omdat ons gehoorsaam was. Here, help ons dat ons dit wat U vir ons wil sê vandag sal deel maak van ons lewens. Here, ons bid in die woordverkondiging dat die woord helder sal wees en dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê. Here, so in die begin van lydingstyd wil ons ook kom en weer eens ons sondes bely en sê, Here, ons is skuld en ons staan eintlik kaal voor U. Here, kom bedek ons met U bloed en was ons sonde af. Here, baie dankie dat U die lydingspad gestap het, sodat ek kan leef en ons almal kan leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. vir ons as gemeente in hierdie tweede 50 jaar van ons eerste 50 jaar so bestaan is. Dis miskien vir jou vandag 'n nuwe begin in jou huwelik, in 'n skoolloopbaan, 'n hoërskool of 'n laerskool. Elke oggend as ons opstaan, dan kry ons die boek, kry ons eintlik aan 'n leë bladsy in ons boek. En dan sê die Here, vandag is 'n nuwe begin. Here, vandag help my om saam met U te begin, sodat ons U lewensverhaal, dit wat U wil hê ek moet doen vandag, ook sal skryf in hierdie boek van my, in hierdie lewensreis van my. Vriende, ons gesels hierdie jaar oor 'n nuwe begin. Al ons preke en al ons temas en liedere is 'n nuwe begin vir ons as gemeente en 'n nuwe begin vir jou, ook in jou lewe. Die simbool vandag vir 'n nuwe begin, as jy 'n klok hoor, 'n kerkklok hoor of 'n toeter hoor, as ons nou sê, ons lei nou vandag die klokkie. Dus elke keer as die klokkie hoor, dan moet jy nou dink dat jy hier sit vandag vir 'n rede. Dat die oomblik wat jy hier spandeer is deel van jou lewensverhaal wat God besig is om op jou boek neer te skryf. Dis nie 'n oomblik wat leeg gaan wees. God het 'n doel daarmee dat jy moet wees. En dat jy weet, hoekom is ek hier? Jy moet weet wie langs jou sit, wie agter jou sit. Dis om bewuslik teenwoordig te wees by ons as geloofsfamilie. Wie sit langs jou? Wie sit voor jou? Sien julle raak? Wat is jou plek in hierdie gemeente? 'n Verhaal van wat is jou plek as pa in jou huis? Dis die seun wat, sy jong seun, ons weet mos hoe kinders is, hy wil heeltyd weet hoeveel verdien pa, wat is pa se salaris, hoeveel het pa vandag verdien, kinders wil heeltyd weet hoeveel geld jy verdien, en die man het moeg by die huis gekom, en hy is geïrriteerd, en sy seentjie was bly om hom te sien, om toe gehardloop en om omhels, en gesê, hallo papa, hoeveel het papa vandag verdien? En die pa is so geïrriteerd, man, dit maak nie saak, die kinders het niks uit te waai hoeveel hy verdien het. Los my net uit. Later van die dag kom die seentjie weer, papa, hoeveel het papa vandag verdien? Hy sê, niks nie. Wat wil jy hê? En later raak die pa net moedeloos en hy sê, R20, ek het vandag R20 verdien. En die seentjie sê, dankie pa. Toe later, die aand begin die pa nou skuldig te voel, dat hy nou so moeilik was by die kind, en hy vra vir die seun, wat wil jy hê? Hy sê, ek wil net R10 hê. Papa, ek wil net R10 hê. Toe gaan hy na sy bed toe, en hy haal nog 'n R10 onder die kussing uit, en sê, papa, nou het ek R20. Kan ek R20 met hierdie R20 papa se dag
vir môre koop om tyd saam met pappa te spandeer. Dit is om teenwoordig te wees by jou gesin. Daai kind het daai R20 gespaar sodat jy by die huis kan wees. Jy sê, pa, jy kom huis toe, maar jy is nie by hom. Soos die tyd om nie te begin is vandag 'n tyd dan ook om te stop. Dit is tyd om te stop in jou lewe. Om te kyk waarmee is jy besig as pa, waarmee is jy besig as ma, as ouma, as oupa, en ook op die skool. Wat doen ek vandag? Wat loop ek mis en wat wil die Here graag wil hê moet ek doen? Ek het planne gemaak, ek weet waarheen ek op pad. Ek weet wat ek wil bereik die einde van die jaar. Ek het dit miskien selfs met 'n op skrif gestel, ek met mense bespreek en dit is tyd om te stop. Is dit waar die Here jou dan ook vandag vat en die pad met jou wil stap? Elke mens se lewe is soos 'n boek wat jy skryf. Dan skryf jy bo die datum, dan skryf jy onder goeders om te unpack vandag en vanmôre en hoe jy voel en dis nou jou boek vir vandag. Jy kan hierdie boek self vat. Jy kan hierdie boek vat en jy kan jou verhaal skryf, of jy kan hierdie boek vat en laat jou vriende jou verhaal skryf. Jou vriende bepaal hoe jou naweek gelyk het. Wie se vriende het bepaal hoe jou naweek gelyk het? Ek het met vriende gekuier, ek het saam met vriende gedrink, ek het rugby gekyk. Het jou vriende bepaal hoe jou naweek gelyk het? Of het God bepaal hoe jou naweek gelyk het? En so ook jou werkgewer vandag. Jou werkgewer vir jou werk gee, word jou dag bepaal deur jou werkgewer as slaafmeester wat jy vandag gaan skryf, of jouself. Baie van ons het baie ambisie en ons is ons eie slaafmeter, ons skryf ons eie boek, maar dit is tyd om te stop. Is die pad wat jy nou stap by jou werk, by jou huis, by jou gesin, by jou skool, in hierdie gemeente, is dit wat die Here op hierdie bladsy van ons dan ook wil skryf. Daarom, die skoolklok lui. As die skoolklok na 'n periode lui, sê dit, die periode is verby, dankie tog, ek slaan met wiskunde. Maar die skoolklok sê ook die volgende periode begin, en die volgende periode is fisies, nê. Een periode hou op, en die volgende periode begin dan. Psalm 37, vers 23 sê het so mooi, as ons sê, die Here bepaal die koers van die mens, met wie hy tevrede is. Hy ondersteun. Die Here bepaal jou koers, met die mens wie hy tevrede is. Met wie is hy tevrede? Die mens wat sy pen, sy hand na die Here te gee, en Here, help my om my lewensdoel dan ook te leef vandag, nie my hele lewe nie. Moenie vandag bekommerd wees om my lewensdoel môre nie. Wat is jou doel vandag? Wat wil die Here met jou bereik deur hier te sit, met mense rondom jou na hierdie gemeente te kom? Wat wil die Here vir jou sê, want die Here het jou 'n doel geskaap. Die doel is nou vandag. As jy hierso sit langs jou man en langs jou vrou, langs jou kind, saam met iemand, jou pa en jou ma, wat jy nie wil skryf. Dus die groot vraag is, wie hou jou pen vas in jou lewe? God het gekom en God het tyd geskep. En God het tyd geskep as heilig. Ons lees daar in Genesis, God het dag 1 dit geskep, hy het gewerk. Dag 2 het hy dit geskep, hy het gesien dit is goed. Dag 3 het hy geskep, en het gesien is goed. 4, 5 en 6 het hy geskep, en hy het gesien is goed. Hy het teruggekyk na sy handewerk, en hy was trots op sy eie handewerk, dit was goed, het die Here gesê. Toe die Here nog 'n dag geskep, die 7de dag, het hy ook geskep. En wat het hy geskep? Hy het niks geskep. Hy het 'n dag geskep waarin hy kon rus en waarin ons dan ook kan rus. 'n Nuwe identiteitsgevoel. Wanneer ons dan praat van die rus wat God vir ons geskep het in die Sabbatdag, ons lees daarvan in Deuteronomium, ons lees daarvan in Exodus, waar God gekom het, ek het in 6 dae alles geskep, die aarde en alles daarin, en op die 7de dag het ek gerus. Op die 7de dag is die Sabbat van die Here, en daardie dag moet jy heilig hou, jy en jou vrou, jou kinders, die slawe wat vir jou werk, selfs jou diere wat jy vir jou werk, moet jy heilig hou, en jy moet rus. Natuurlik vier ons vandag nie meer die Sabbatdag as die Sabbatdag, nie, ons vier Sondag, want op Sondag het die Here opgestaan. Maar dit beteken nie
dat die opdrag wat die Here vir ons gegee het, om 'n hele dag, om eintlik 24 uur, jou hele lewe, maar 'n spesifieke 24 uur dan, van jou tyd aan rus te wy, om te rus na liggaam, siel en gees, maar ook om stil te word, om dan by die Here uit te kom, te sê, nou stop ek, die Here het vir my hierdie dag gegee, om te stop, of dit 'n Sondag is, of Maandag is, wanneer jou dag ook al is, om te sê, nou gaan ek ophou met werk, nou gaan ek ophou met produseer, nou gaan ek ophou met rondhardloop, nou gaan ek ophou met geld maak selfs, nou gaan ek ophou met leer, al is dit eksamen. Die dag wat die Here vir jou gesê het, nou gaan ek rus. En hoekom rus jy? Om weer by God uit te kom. Hoekom rus jy? Om weer net te weet wat God se wil van jou lewe is. As jy nie gaan rus nie, as jy nie gaan stop nie, dan gaan God jou stop. Dan gaan God jou ergens stop en dit gaan baie erg wees, of God gaan jou op 'n daaglikse manier stop as jou plan in jou lewe dan nie uitwerk. Dus God het vir Israel beveel om die Sabbatdag heilig te hou. Hoekom moet heilig te hou? Want dit is die heilige dag wat God gerus het, en op die heilige dag God te eer en God heilig te hou. Om te werk, ja, maar ook om te rus is deel van jou lewensdoel. Dus God skep die 7de dag as deel van jou lewensdoel om te rus. Maar die tweede gedeelte, wat ons dan ook daar Deuteronomium 15 vers 5 dan lees, hoekom God die Sabbatdag geskep het. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgerekte arm jou daar uitgelei. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Daar in Egipte, waar die volk gebly het, was daar nie 'n rusdag. Hulle het nie geweet of dit Maandag of Sondag of Woensdag is nie. Hulle het elke dag gewerk. Hulle het elke dag gewerk met slawe meesters wat hulle gedryf het en geslaan het, sodat hulle hierdie begeertes van die farao om ryk te wees en mag te hê, vir die farao te kan verwesenlik. Jy werk 7 dae 'n week, sodat die farao kan magtig wees, sodat die farao een van die groot heersers in die wêreld kan wees. Kom God en sê, ek het julle as volk daar uitgereik, sodat jy nie meer slaaf is van iemand anders se tyd, sodat jy nie meer slaaf is van iemand anders se rykdom. Ek gee vir jou 'n nuwe plek, waar jy jouself kan wees, waar jy saam met God kan wees. Ek gee vir jou 'n nuwe land, 'n beloofde land. Dus God kom en hy sê, hy wil stop. Hy wil jou ook uitlei uit die plek van slawerny. Hy wil jou ook uitlei uit die plek van waar jy nou gevange gehou word deur heersers wat jou beheer, of jouself wat jou eie heerser is, en hy wil vir jou 'n nuwe plek gee. Wat is die nuwe plek wat God vir jou wil gee? Tyd gee. Hy wil vir jou tyd gee om te sê, ek is teenwoordig. Ek haal nog asem. Wat moet jy doen wanneer jy stop? God het die Sabbatdag geskep op die 7de dag. Nou, as jy vir jouself dink, wat moet jy doen om te rus? Wat is jou opdrag? Wat moet jy doen as jy die 7de dag moet heilig hou en jy moet rus? Of die Sondag, of die Maandag? Dit is eintlik 'n baie maklike vraag. Jy moet niks doen. As jy moet rus, moet jy niks doen. Jy moet net eenvoudig kies om jou aandag op God te fokus, op een ding te fokus, op jouself te fokus. As jy sê, ek het rus daar deur die tyd van die werk, nou is dit teetyd, en die klok lui, as jy teetyd het by jou werk, en almal hardloop na die koffie toe en drink koffie, maar dan gaan hulle maar aan met hulle telefone en hulle WhatsApps wat te doen, en met hulle vriende hier op die WhatsApps te wees. As die klok lui, gebruik dit as 'n moment, by die skool, by jou werk, iemand vir jou toeter blaas, ryk die koffie wat jy drink, sê vir God, dankie, Here, ek is teenwoordig in hierdie oomblik. Ek is nou by die werk, maar nou is ek by God, nou is ek by U, nou is ek by een ding in my lewe. Dit is tyd om balans te bring in ons lewens. Dit is tyd om balans te bring en te stop as gemeente ook, om by God te wees vir 'n nuwe begin. Kom ons lees saam. Ons gaan as skriflesing saam lees Handelinge, en die opskrif daar van die eerste gedeelte is Paulus se visioen in Troas, Handelinge 16 vers 1 tot 10. Hier staan Timoteus by Paulus. Paulus het na Derbe toe gegaan en toe na Lystra. En kyk, daar was 'n disipel met die naam Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse pa. Hy was iemand oor wie die broers in Lystra
en Ikonium goeie getuienis gelewer het. Paulus wou Timoteus saam op reis neem en het hom laat besny ter wille van die Jode wat in daardie streek gewoon het, omdat almal geweet het dat sy vader 'n Griek was. Dus Paulus was op pad om met iemand om na mense toe gaan en die woord te gaan verkondig. Hy het nie net daarin gestorm om te wou met krag en mag nie, hy het aan die mense gedink. Voordat hy soontoe gegaan het, aan die mense gedink en sê hierdie mense gaan ons nie aanvaar. Daarom is Timoteus dan ook besny sodat dit suksesvol sal wees waarheen hy sal gaan. Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die voorskrifte waarop die apostels en ouderlinge in Jerusalem besluit het aan die gelowiges oorgedra om dit te onderhou. Hiereens hulle het die voorskrifte waarop die apostels besluit het en die gelowiges besluit het, dis gelowiges en apostels ouderlinge wat saam besluit het. Wat gaan ons praat? Hy het nie in die wêreld ingevaar en sy eie woorde gepraat en dit wat hy dink van die evangelie nie. Dit was 'n groep mense wat saam besluit het. Wat gaan ons in die wêreld indraai? Die apostels en die ouderlinge wat verantwoordelik was vir die gemeente. Wat gaan ons sê? Ons stuur hierdie man as 'n apostel, as 'n sendeling. Wat gaan hy sê? En hy was gehoorsaam daarin. Sodoende is die gemeente in die geloof versterk en hulle het van dag tot dag in getal toegeneem. En dan die volgende opskrif waarop ons nou vandag veral gaan fokus, Paulus se visioen en Troas. Hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat. Hulle het toe by Misië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Daardie dag het Paulus 'n visioen gehad en dit was oortuig dat God hulle geroep het. Ek sit hier's 'n kaart op en dis hierdie kaart van Paulus wat Paulus op hierdie sendingreis was. Paulus was eintlik op sy hele lewe was 'n sendingreis. Ons praat van sendingreis 1 en 2, maar alles was 'n sendingreis. Nou sien ons op hierdie kaart waar Paulus die kolletjies waar Paulus gestop het, maar dan waaroor ons wil praat is die plekke waar die vraagtekens is. Want Paulus is op pad ergens heen en dan sien jy 'n vraagteken op hierdie kaart wat baie goed is. As jy kyk daar tussen Asië en Galasië, is hy op pad daar na Bitinië toe, dan hy wou soontoe gaan, maar nou is daar vraagteken, want God het hom gestop. Al die plekke waar daar vraagtekens was, is waar Paulus se planne wat hy self gedink het, nie uitgewerk het, waarin God hom dan gestuur het. En ek hou baie van hierdie verhaal. En ek lees gereeld hierdie verhaal, want hierdie verhaal hou baie met die werklikheid. My daaglikse werklikheid en ook jou daaglikse werklikheid in verband. Maak nie saak wat 'n area in jy leef, of wat 'n gemeente jy is, of wat 'n huis jy ook bly. Die vraagtekens op hierdie plek is die plek waar Paulus moes gestop het, omdat hy op pad was en het nie geweet waarheen hy en sy metgeselle moet reis. Dus hierdie kaart waarna ons kyk illustreer dan die raaisel oor Paulus en sy mede-reisigers in die gesig gestaar het om te besluit waarheen hulle moet gaan, waarheen stuur die Here my. Op 'n punt het hulle besluit hulle gaan na Bitinië toe en dan staan as al wat daar staan in Handelinge 16 vers 7, die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat om te gaan. Hulle het gestop. Hoekom het hulle gestop? Daar was 'n klok wat gelei het, want die Gees van die Here het hulle nie toegelaat om na Bitinië toe te gaan. Nou het ek 'n vraag, en dit is 'n vraag wat mens seker moet vra vir die ouens wat kan beantwoord, ek weet. Hoe het hulle dit geweet? Al wat hier staan, die Gees het hulle nie toegelaat. Hoe het Paulus dit geweet dat die Gees hom nie toelaat? Hoe het hulle dit geweet? Natuurlik word daar nie vir ons gesê, dit staan nie in die teks hoe hy dit uitgefigure het waar hy moet gaan, na die Gees hom nie toegelaat het. Ons word slegs dan ingelig hierso oor die werklikheid van die boodskap deur die Heilige Gees. Moenie gaan. En ons wonder hoe die Heilige Gees met hulle gepraat, want ek wil ook graag hê die Heilige Gees moet vandag na my toe kom en sê, jy word toegelaat om verder
te gaan waarheen jy op pad is. En hoekom het die Heilige Gees hulle gestop? Hoekom sou die Heilige Gees hulle gestop het? Hulle het 'n strategiese plan gehad. Hulle het saam besluit met die hele ouderlinge en die apostels waarheen hy gaan, wat gaan hy sê, en dan kom die Heilige Gees, hoekom mag hy nie Asië binne gaan? Dus daar's 'n kruis by daai vraagteken. Links is Asië, regs is Frigië, na beide kante toe kan hy nie gaan. En dan die woord van God het uiteindelik na links gegaan, na Asië toe gegaan. Die woord van God het daar uitgegaan. En op einde van die dag het die woord van God by Frigië dan ook uitgekom. Soos die idee, die doel wat ek in my lewe het, die doel wat Paulus gehad het om die woord daar te verkondig, moes gebeur het, maar dit was nie Paulus se werk gewees. Weet jy wat God op daai stadium van Paulus wou gehad het? So die idee is goed, die plek is goed, die plan is goed, maar dis nie wat God van Paulus op daai stadium wou gehad het. Ons lees dan verder, God wou hulle in Macedonië gehad het. God het een of ander rede hulle gevat en hulle eie planne geblok. Hoe, weet ons nie en waarom, maar dis om by Macedonië dan uit te kom. Dus ek wonder eintlik, as mens nou kyk in terme van, ons gaan ergens heen, ons het 'n bespreking in die kerk, waar ons op pad, jy en jou vrou, wat gaan ons doen? Gaan ons van dorp verander? Om al hierdie gesprekke wat rondom hierdie groep mense was, om na Asië te gaan, of na Bethanië te gaan, en op einde van die dag, gaan hulle nie na een van die twee plekke nie, was argumente, het hulle die leiers met mekaar beklei, want ek dink dis die beste soontoe, het hulle gebedsbyeenkoms gereël, het hulle 'n kerkraadsvergadering gehou, wat op 'n demokratiese stem besluit het, dis wat ons gaan doen, het hulle loting gedoen, wat hulle gedoen het, of was daar 'n samevloeiing van gebed, van stop, word hulle gestop, en dan van gebed, aanbidding, dis ook om ons bid, aanbidding, gedagtes, omstandighede, en miskien profetiese uitsprake, samevoeging van stop, van gebed, van aanbidding, van gedagtes, omstandighede, en profetiese uitspraak, dis hoe God dan daar kom. As ons nou dink, waarheen is ons op pad, dis 'n nuwe begin, en ons sê, miskien is dit aanbidding, miskien is dit lofpryse, en ons dink terug, as jy gou daaraan kan dink, ek kan vir die persoon langs jou sê, ons het lofprysing vandag gedoen, ons het 2 liedjies gesing. Wat was die tweede liedjie wat ons gesing het? Dink gou daaraan, wat was die tweede liedjie? En wat het jy gesing en wat het vir jou beteken? Ons het 2 liedjies gesing, hoekom het ons 2 liedjies gesing? Wat was daai liedjie gewees en hoekom het jy hom gesing? En wat het die Here vir jou gesê deur daai liedjie? Dis om teenwoordig te wees. Dis om aan aanbidding teenwoordig te wees. Jy gaan nie weet om daar uit te kom, ons bid saam, ons sing saam, maar wat het ons gesing? Wat het die Here vir jou gesê in die tweede liedjie wat ons saam gesing het? Dis hoe die Here met ons praat, om daar te stop, ons stop vandag hier. Ons het gestop almal hier, in aanbidding, in lofpryse, in gebed, in profetiese uitsprake, maar jy kan dit net deel wees daarvan as jy teenwoordig is, as jy weet wat jy gesing het, as jy weet wat die Here vir jou dan gesê het in daai oomblik, as het ons tyd gemors, as ons daai liedjies uitsny, dan doen ons dit net omdat ons nou, ons voel die eentjie kerk met ons 2 liedjies sing. Die Here het vir ons gesê ons gaan saam sing, omdat die Here met 'n nuwe begin met ons wil hê. Wil sê, stop, wat gaan ons nou doen? Waarheen is ons nou dan ook op pad? Ek dink is goed dat daar nie vir ons gesê word, die hoe het dit gelyk nie, maar ons weet hulle gewillig was om na die Gees van God te luister, en dat hulle gestop het. Dus hoe weet ons, dit is tyd om te stop? Eenvoudige 4 plekke, hoe weet ons, dit is tyd om te stop? Die heel eerste plek hoe ons weet, is tyd om te stop, omdat die Gees ons nie toelaat om verder te gaan nie, is wanneer die Heilige Gees jy oortuig, dis die einde van hierdie seisoen. Dus hierdie stopplek, wanneer die Heilige Gees jy oortuig, dis tyd vir 'n nuwe seisoen, gebruik ek hier die leesteken as 'n punt, dus ek skryf my paragraaf, en nou oortuig die Heilige Gees my, hierdie paragraaf is verby, dan sit ek 'n punt in, hierdie is 'n punt, en met 'n nuwe paragraaf begin, of selfs 'n nuwe hoofstuk begin, daardie punt het die Heilige Gees vir my oortuig, dit waarmee ek nou besig is, die paragraaf wat ek nou skryf, is dan ook 'n punt, want die Here wil hê, hier's 'n nuwe seisoen in jou lewe, en jy moet weet, en getrou wees, en gehoorsaam wees aan die Here. Ons het hard gewerk om te wees waar ons is.
Ons het baie sekuriteit vir die bekende. Soos as die Here vir jou kom en sê, hierdie sekuriteit van hierdie bekende hierso, die klokke het vir jou gelei, hierdie sekuriteit van die periode, van die wiskunde waarin jy baie goed is verby, jy moet ongelukkig aan Engels te gaan nie, want ek glad nie eers Engels praat nie, soos jy's bang, daai sekuriteit is verby, hierdie goeie geld is verby, jou goeie loopbaan is verby en jy moet dit prys gee. Jy weet net, in gebed, is 'n punt, hierdie is klaar, hierdie is verby, dit is wat dit is, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe bladsy in jou lewe gaan geskryf word. En dit gebeur dan dikwels, natuurlik, nadat jy raad gevra het, nadat jy by 'n kundige was op sy gebied, nadat jy daaroor gebid het, stil geword het, saam met vriende daar gesels het, in die Bybel vir wysheid gesoek het, en jy het 'n nuwe behoefte raak gesien, God het vir jou behoefte raak gesien, hy het vir jou geleentheid gegee, laat sien, daar waar hy graag wil hê, jy moet heen gaan, en jy het gewag op die Here. Dus ons sê baie keer in ons lewe, jy klop aan 'n deur, en die deur wil nie oopmaak. Ek klop aan daai deur, en die deur wil nie oopmaak. Of ons gebruik, ek bid in die plafon, maar die plafon slaan vas, en die gebed kom terug. Ek klop aan die deur, en al my deure bly toe. En nou skielik eendag gaan daai deur oop. Nou is jy in die moeilikheid. Nou is jy in die moeilikheid, want die deur het oopgegaan. As daai deur oopgaan, dan moet jy gaan. Dit is jou punt in jou lewe. Ons klop baie keer in deure met die hoop, gaan nie regtig oop. Maar nou weet ons, die Here het hierdie deur vir jou oopgemaak. Nou moet jy gewillig wees om te vertrou, en die vertrek waarin jy is, te verlaat en uit te stap, en op die nuwe bladsy 'n nuwe verhaal te begin geskryf, op 'n nuwe verhoofstuk, 'n nuwe boek selfs, van 'n nuwe hoofstuk begin, van 'n nuwe boek in jou lewe, want jy weet, hierdie seisoen is klaar, dis bevestig. Daarom moet jy gewillig wees om God te vertrou, te stop, daar's 'n punt, en te glo dat God vir jou die volgende spasie gaan wys waar hy gaan inbeweeg. Dis vertrou. 'n punt, ek vertrou op God, God het die deur oopgemaak, ek weet, my liggaam voel reg, my liggaam is oop. Jy weet mos as jy weet, die Here het vir my iets gegee, en daar's angstigheid in jou, want ek ken dit nie. Ek is bang, maar ek voel tog oop. Die Here gaan daar wees. As jou lyf geslote begin voel, dan wil jy begin nie asem te kry, en jy kan nie meer so maak, en dan weet jy, dis nog nie tyd. Dis nog nie 'n punt, en die Here het jy nog nie daar klaar gemaak. Die Here bevestig nie dat jy moet gaan. En dan die tweede een, waar die Gees van die Here jou nie toelaat om te gaan nie, dit is om te stop. Dis wanneer die Heilige Gees jou help om weer na alles te kyk en fokus te kry. Jou lyf het uit toegetrek, jy het nie asem gekry nie, jy is bang, jy het fokus verloor, en nou kom die Heilige Gees en hy wil jou help om fokus te kry. Dis die kommer. Die heel eerste een, die Heilige Gees wil sê stop, is 'n nuwe lewe, nuwe begin, en nou is daar komma. Jy weet as jy komma maak, jy kan nie net 'n sin skryf nie, want as jy 'n sin skryf, jy skryf jou lewe sonder om te stop, jy skryf jou lewe sonder kommas, dan is dit 'n oninteressante paragraaf. Niemand wil eers jou lewe lees, niemand kyk eers na jou lewe, maar hier's 'n komma. Hier gee die Here vir jou plek om te stop, dis tyd om te stop, want jy het 'n komma gekry. En dis 'n tyd om te stop, wat jy bewuslik stop, of die Here laat jou stop, jy gaan nie soontoe nie, ek wil jy met hierheen gaan, want ek stop, want ek wil weer fokus kry. Dikwels is dit net 'n komma om te sê, ek stop hier, ek wil net seker wees, dat my lewe op pad is in die regte rigting. Dis 'n komma. Op ons as gemeente, ons het ons plan, dis net 'n komma, kom ons rus net hierso, net om weer seker te maak, die Here is besig, ons is nog steeds met die Here hou ons nog steeds ons pen vas op hierdie oomblik waarmee ons nou is. Soos hierdie kommatyd is 'n reis met die Heilige Gees. Kort het Jesus gegaan. Kort het Jesus sy woord verkondig, dan het Jesus gestop en hy het wegbeweeg van sy roeping af. En hy het gaan rus by die Here, en hy het weer krag ontvang. Dan het hy weer teruggegaan. Hy het toe nie verander van loopbaan nie, hy het teruggegaan na sy werk, na sy roeping toe, dit wat die Here vir hom gegee het. En dan hy ook die stopteken voordat hy gekruisig moes gewees het die aand heen lydingstyd. Hy stap die pad van lyding. Die pad van lyding is moeilik. Hy weet dis die regte pad. Hy weet hy gaan gehoorsaam wees, maar tog gaan stop hy want hy's bang. Tog gaan stop hy wil eintlik die Here oortuig, die Vader oortuig, asseblief kom laat hierdie lydingsbeker verby my gaan. Dis net 'n tyd, ek weet wat ek moet doen. Here help my om te doen wat ek moet doen. Markus 14 vers 36 sê Jesus dan,
maar doen dit nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Ek is bang, dit 'n komma. Here, ek is bang, ek wil dit nie doen nie wat ek wil doen nie. Ek wil nie 'n nuwe, ek wil, Here, wat U wil doen. Hierdie hoofstuk van my lewe is nog nie klaar geskryf. Dalk is jy net 'n tyd om te stop, net om seker te wees jy is op die regte plek, net om krag te kry soos Jesus by die Vader en weer fokus te kry in jou lewe. Dan kom ons by dis tyd om te tyd. Dis hierdie week tyd om te stop. En nog 'n plek in jou lewe waar jy gaan stop is wanneer die Heilige Gees jou laat wonder oor waarheen of wat volgende is. Ek is nog baie in hierdie teks wat ons saam gelees het. Dis die vraagteken. Die vraagteken is ook die leesteken van 'n vraagteken. Dit is 'n vraag wat jy vra. Hierdie kaart van Paulus wat ons net gesien het, is vol van die stopteken, maar die vraagteken. Hier moet ek stop want hier's 'n vraag. Waarheen gaan ek nou gaan? Hierdie is onopgelos. Dit is eintlik interessant dat Paulus op pad is in sy eie kop, na Spanje toe, maar die Gees het hom eintlik gelei. Op die einde van die dag, na al sy sendingreise, het die Gees hom gelei na een plek toe, en dis na Rome toe, sodat daar voor die keiser kan getuig, jy is nie die koning nie, Jesus is die koning waar hy dan ook sy lewe verloor het. Dis die vraagtekens tyd in jou lewe. Heilige Gees, Here, waarheen nou? En dan as jy vir die Here vra, die Here stop jou en daar is 'n vraagteken in jou lewe en die Here antwoord jou, dan is dit 'n plek om gehoorsaam te wees. Waar Paulus gehoorsaam wees, hy het toe nie gegaan nie, die Heilige Gees het hom gestop. Hoe? Weet ons nie. Hoekom weet ons nie, maar hy was gehoorsaam gewees om dan jou eie planne, daar's 'n vraagteken, oor of jy op die regte pad is, jou eie planne op sy te skuif en te wag. Hierdie vraagteken is op te wag op te antwoord wat die volgende tree is, wat die volgende sin is wat die Here graag wil hê jy moet loop, en dis om gehoorsaam te wees. En dan die volgende stop, dis tyd om te stop, is wanneer die Heilige Gees jou laat besef, jy weet net, ek moet dit doen, en ek doen dit, dis die uitroepteken. 'n Uitroepteken is ook 'n stopteken, maar die uitroepteken is 'n stopteken om te weet, ja, hierdie is 'n bevestiging, ek is hierheen op pad, ek gaan dit doen. Dan is die tyd om mense raad te vra is verby, jou strategiese planne is verby, jou navorsing is gedoen, en hier in jou binneste weet jy, dis wat ek moet doen. Ek weet ek moet dit doen. Selfs al wou iets anders gedoen het, ek wou iets anders gedoen het, maar ek weet, hierdie is 'n uitroepteken, dit is God se plan vir hierdie gemeente, dit is God se plan vir my lewe, dit is God se plan vir my huwelik, dit is God se plan vir my skoolloopbaan en my universiteitsloopbaan. Dis om na jou, ek weet dit net, na jou lyf te voel, daai oop gevoel, jy's bang, maar jy weet dis die regte pad om te stap. Dikwels is dit hierdie wete, ek kan nie langer uitstel nie, ek kan nie meer hierdie verduur nie, ek moet loop, iets soos konstruktiewe ontslag, ek moet loop, dis 'n uitroepteken, ek moet net loop, it is wat it is, dit is 'n uitroepteken, God verwag van my om te loop, dikwels net die aha oomblik, God is heilig, hierdie grond waarop ek staan is heilig, soos wat Moses gekom het en sê, hier's 'n brandende bos, hierdie grond is heilig, God praat met my, jy gaan uittrek uit die plek waar jy nou is, en jy weet dis 'n oomblik om op te tree. Nou hierdie stoptekens in jou lewe, die punt in jou lewe, nuwe hoofstuk, die komma, te rus, net om krag te kry, die vraagteken, die uitroepteken, die stopplekke op jou reisstop. Dis plekke wat God vir jou gee om dan ook te stop. En hierdie stoppe op jou reispad waar Paulus moes gestop en 'n vraagteken was, nie omdat hy gefaal het om Frigië toe te gaan nie, nie omdat hy nie kon regkry om Asië toe te gaan nie. Hy was op pad daar en hy sou dit regkry omdat God dit wou gehad het. En as jy nie jou planne nie verwesenlik nie, is dit en jy word gestop, is nie omdat God nie by jou is nie, is om God 'n ander plek, 'n ander hoofstuk in jou lewe wil skryf. Miskien moet ons nie so bang raak en so in paniek raak as ons moet stop nie. Paniekerig vir 'n nuwe deur wat oopgaan in my lewe, wat ek uitroepteken het om te sê, Here, ek volg U, U moet my lei. In 'n era van strategiese planne, dis nie 'n slegte ding nie, dit word gedoen, moet ons die Heilige Gees veto reg gee
op enige plan wat gemaak is, op enige plan wat geskryf is, moet ons die Heilige Gees veto reg gee. As die Heilige Gees inkom en sê, hierdie strategiese plan van ons is nie die Here se wil, dan het hy veto reg op enige plan en dis 'n stopteken en sê, Paulus, jy gaan soontoe, want dis wat ek nou wil hê jy met die woord verkondig. Stoptekens kan goed wees om jou lewe stadiger te maak, omdat jy nie veronderstel is om soontoe te gaan. Die Here 'n ander plek in jou lewe. By Spreuke 3 vers 5 tot 6, as jy dan op die Here vertrou, wat daar staan, vertrou volkome op die Here, jy moenie op jou eie insigte staat maak. Ons moet eie insigte hê. Ons moet ons eie insigte hê, maar moenie daarop staat maak. Vertrou op die Here, dat die Here jou pad gaan gelyk maak, dat die Here jou hand gaan vat en jou volgende lewensfase gaan skryf. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U ons stop. Here, U stop ons vandag. U het elke van ons gestop van 'n gehardloopte week af, van 'n nie krag by die huis nie, van 'n te laat geslaap, te vinnige bad. U het ons gestop om vandag hier te wees. Here, maak ons gees oop en ons harte oop en ons denke oop deur die Heilige Gees. Dat ons kan weet hoekom. Hoekom is ons hier? Hoekom het ons gesing? Hoekom het ons gebid? Hoekom wil die Here vandag weer teks om my gee? Here, vir 'n nuwe begin wat nou begin. Here, baie dankie daarvoor dat U bemoeienis maak met my en met elkeen van ons en aan ons dag. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen.